in hierdie video gaan ons gaan kyk verder na faktorisering. So, ons het redelik nou baie gefokus op 3 terme. Maar onthou, dis nie die enigste vorm van faktorisering wat jy het nie. Jy het 5 metodes in totaal. Alright, so die eerste ding waarna ek altyd kyk is my GGF. So kom ons begin met nommer 1. Ek het 4p tot die mag 3 plus 4p. So ons sal begin deur ons GGF te kry. So ek begin met my getal. So wat is die priemfaktore van 4? So onthou as jy vashak, sê jy 4 is gelyk aan in jou sakrekenaar. As jy druk 4, dan druk jy is gelyk aan. Dan heel bo links is jou shift knoppie, dan druk jy shift. En dan soek jy in oranje of geel in jou calculator, waar staan daar fact? Dis gewoonlik daar aan die linkerkant, tweede ry, daar rond. Alright, so soek jy die woord fact, en dan druk jy die knoppie. Dan is dit veronderstel vir jou te gee 2 tot die mag 2. So dis die priemfaktore van 4. Alright, so die priemfaktore van 4 gaan wees 2 maal 2. En p tot die mag 3 sê vir my ek het 1, 2, 3 p's. Dan doen ek dieselfde met my 4p. So 4 is obviously nog steeds 2 tot die mag 2, so dis 2 maal 2 maal p. So ek stop nou en ek kyk wat is gemeenskaplik. So daar het ek 'n 2 en daar het ek 'n 2. Daar het ek nog 'n 2 en nog 'n 2. En daar het ek 'n p en daar het ek 'n p. So wat het hulle in gemeen? Hulle het 'n 2 maal 2 maal p. En wat is 2 maal 2 maal 2? Ag 2 maal 2 maal p. 2 maal 2 is 4, so dit gaan wees 4p. Daar is my gemeenskaplike faktor. Ek haal hom uit. Ek het hom weggevat. So in my hakkie kom slegs dit wat oor is. So waarmee bly ek oor hierso? 2p's. Right? En 2p's is p tot die mag 2. Plus, waarmee bly ek oor hierso? Niks. Maar ek kan nie niks daar skryf nie. So ek sit 'n 1 daar as 'n plekhouer. Want onthou, na ek gefaktoriseer het, kyk 'n mens doen nie hierdie nie, maar as ek hierdie hakie gaan uitmaal, 4p maal p kwadraat gee vir my p tot die mag 3 en 4p maal 1 gee vir my 4p, moet dit weer vir my die antwoord gee wat ek al oorspronklik gehad het. Alright, so as jy nie daai 1 daar sit nie, gaan jy nie daai 4p hê nie. Wat beteken jou som is verkeerd. Right, en daar het jy hom gefaktoriseer deur middel van 'n gemeenskaplike faktor uithaal. Kyk, ek kyk altyd in my hakie, is daar nog iets wat ek kan doen? In hierdie geval is daar nie. Maar as ons nou kyk na nommer 2, so nommer 2, ja, kom ons kyk gaan na nommer 2. Right, so ons is nou by nommer 2. So minus 4p tot die mag 3 plus 4p. Baie belangrik. As jy 'n minus het by jou voorste term, gaan jy altyd 'n minus uithaal. Alright. En as ek 'n minus uithaal, beteken dit die teken in my hakie gaan verander. So as daai 'n plus is en ek haal 'n minus uit, beteken dit hy moet nou 'n minus word. Nou dit werk dieselfde. Ons gaan brei vir 4p tot die mag 3 uit. Ons het nou gesê dis 2 maal 2 maal p maal p maal p en 4p is 2 maal p. 2 maal 2 maal p. En onthou tussen hulle is daar nou 'n minus. So wat het hulle in gemeen? Hulle albei het 'n 2 en hulle albei het 'n p. En 2 maal 2 maal p gee vir my 4p. Wat bly oor? Ek bly oor met p kwadraat minus, hier bly niks oor nie, so ek bly net oor met minus 1. So is precies dieselfde as wat ons daar gehad, die enigste verskil is net die feit dat daar 'n minus was. Alright, so nou dat jy onthou, as ek 'n minus voor het en ek haal 'n minus uit, en die teken in my hakie verander, nou gaan kyk ons, kan ek hierdie hakie verder faktoriseer? So om dit te doen, gaan kyk ek altyd, hoeveel terme is daar in my hakie? So daar is 2 terme. So met ander woorde, ek het 2 opsies. Of ek gaan werk met derde magte, wat beteken wat ook al getal ek het, of letter of wat ook al, moet in 'n derde magswortel kan werk. Of ek gaan werk met die verskil van vierkante. Nou belangrik, die verskil van vierkante, verskil daar moet 'n minus wees, en daar moet vierkantswortels wees.
So dis die verskil tussen wat ons daar gehad het en wat ons hier het. Daar het ek 'n plus gehad. Dit kan nie 'n verskil van vierkante wees nie, want ons nie 'n minus nie. Maar hierso het ek 'n minus. Alright, so kom ons kyk nou. Ek wil nou hierdie opdeel weer eens in 2 hakies. Ek kort daai minus terug. So al maniere hoe ek weer 'n minus kan kry, is deur 'n plus en 'n minus bekorte mal. Dan gaan kyk ek, as ek p² moet opdeel, dan kry ek p mal p. Wat beteken een hakie gaan 'n p kry, en my ander hakie gaan ook 'n p kry. En dan doen ek dieselfde met die 1. 1 mal 1, wat beteken een hakie kry 'n 1, ander hakie kry 'n 1. Alright, 'n ander manier hoe jy dit ook kon gedoen het, jy het jou plus en jou minus, is kry die vierkantswortel van jou 2 getalle. So ons kry die vierkantswortel van p² en ons kry die vierkantswortel van 1, wat ook vir my gee p plus 1 en p minus 1. So daar het jy die verskil van 2 vierkante gedoen. Kyk, derde ene, ons laaste ene wat belangrik is, het julle ook nou in graad 10 vir die eerste keer geleer, en dit is jou derde magte. So ek het 27 minus 9 x to die mag 6. Is ek reg? Yes. Alright, nou voor jy enigstens worry, wat se vorm van faktorisering is hierdie? Wat is die heel eerste ding waarvoor ek kyk? Ek kyk altyd, is daar nie iets gemeenskaplik nie? Het ek nie dalk 'n GGF nie? So weens om dit te doen, gaan breek ek dit op. Priemfaktore van 27 is 3 mal 3 mal 3. Priemfaktore van 9 gaan wees 3 mal 3, en dan alweer is dit x to die mag 6, dus beteken dat ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6 x'e. So wat het hierdie twee in gemeen? Hulle albei het 2 3's. Sien julle dit? So wat is my gemeenskaplike faktor? 3 mal 3, wat dan vir my 9 gee. Alright, so ek haal hom uit. Dan vra ek myself, wat bly oor? Obviously, hierso bly ek met 'n 3 oor, minus, waarmee bly ek hier oor? Ek bly oor met 6 x'e. Weereens kan ek gaan kyk, het ek iets in gemeen hierso? Nee. Kyk, maar in my hakie het ek 2 terme. So kom ons kyk, is hierdie dalk die verskil van 2 vierkante? So onthou die verskil van 2 vierkante, kort ek 'n minus en 'n vierkantswortel. Die minus is daar, maar kan ek 3 in 'n vierkantswortel sit? Nee, dit gaan vir my 1, met baie desimales gee. So hierdie opsie is uit. My ander opsie is derde magte. Nou weer eens, met derde magte maak dit nie saak of jy 'n plus of 'n minus het nie. Albei gaan werk, maar kan my getal in 'n derde magswortel werk? Kan ek die derde magswortel van 3 kry? Weer eens, dit gaan vir my 1, baie desimales gee. So dit gaan ook nie werk nie. So hierdie is dan my finale antwoord. Nou kom ons kyk dit gou. Ek weet eers wat gou hersien, hoe werk dit daarmee? So kom ons sê jy het 27 minus 8x to die mag 6. Okay, daar is nie 'n gemeenskaplike faktor nie, daar is niks wat die 27 en 8 kan deel nie. Maar 8 is 'n derde magswortel, so hy is 2. En die derde magswortel van 27 is 3. So hierdie is nou 'n derde magte. Derde magsgetalle, so ek kan my derde magte formule of faktorisering metode gebruik. So om dit te doen, onthou, jy gaan altyd 'n klein hakkie hê en jy gaan 'n groot hakkie hê. In jou klein hakkie gaan jy altyd 2 terme hê en in jou groot hakkie gaan jy 3 terme hê. Nou kom ons begin met ons klein hakkie. Onthou dat ons 27 uitgewerk het. 27 se faktore is 3 mal 3 mal 3. 8 se faktore is 2 mal 2 mal 2 en 6x'e, gaan ons 6x'e hier inpas, kom ons draai ons beste. Mal x mal x mal x mal x mal x mal x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfect. Alright, so wat gaan in my eerste haakje in? Die teken wat daar is, gaan net so in my haakje in.
So daar was 'n minus, so daar gaan 'n minus in my hakie in. Dan beweeg ons aan. Net 1. So sien jy, daar is 1-3, daai 1-3 gaan nou hier in. Okay. En daai 1-2 gaan nou hier in. En hoeveel x'e kan ek doen? Want onthou, jy moet nou groepies maak van 3. So jy is besig met derde magte. So daar is 1 groepie, daar is 'n tweede groepie, daar is 'n derde groepie. Okay. So hierso, by die x'e gaan dieselfde wees. Ek het 1 groepie, ek het 2 groepie, ek het 3 groepie, maar dan bly ek nog oor met 3, so dan maak ek weer groepies. So ek het nog 'n groepie, nog 'n groepie, nog 'n groepie. Okay, so dis eintlik waarop dit neerkom. So daar's 2 groepies van die pers, so met ander woorde, jy moet 2 x'e inkom. 'n ander manier hoe jy dit kon kry, is deur die derde magswortel te kry van jou eerste term wat 27 is, en die derde magswortel te kry van jou ander term. Derde magswortel van 27 is 3, derde magswortel van 8 is 2, en onthou, as jy met eksponente werk, dan deel my eksponente. So x gedeel deur 3 gee vir my 2. So dat ek x tot die mag 2 oor. Alright, so ek het nou basically hierdie 3 uitgehaal, daai 2 uitgehaal, en daai x uitgehaal. So nou moet ek myself vra, alright, dit wat oorbly, is nou eintlik wat in my groot hakkie bekom. So ek het 3 3's gehad, ek het nou 1 3 uitgehaal. So hoeveel 3's bly oor? Daar bly 2 oor. En wat is 3 mal 3? Dit gee vir my 9. As daai 'n minus is, moet my volgende teken altyd die teenoorgestelde wees. So as hy 'n minus was, moet daai nou 'n plus wees. Dan, worry ons nie van nou oor die middelste term nie. Kom ons gaan aan my laaste term. My laaste teken in my hakie is altyd positief. So jou eerste teken is die teken wat jy gekry het in jou som, die tweede teken is die teenoorgestelde van die eerste teken, en die derde een is altyd plus. Nou kom ons kyk, wat bly oor met my laaste term? Wel, ek het nog 2 2's, so 2 mal 2 gee vir my 4, en ek het nog 1, 2, 3, 4 x'e, so ek bly oor met x tot die mag 4. As ek dit nie so wou doen nie, hoe sou ek my groot hakkie nou uitgewerk het? Ek sou my eerste term gevat het wat 3 is, en ek sou uitwerk wat is 3 tot die mag 2. Ek sou my ander term vat, my laaste term, wat 2x tot die mag 2 is, en ek sal hom gaan kwadreer het. En dit gee dan vir my 2 tot die mag 2 is 4, en 2 mal 2 is 4. En dan vir my laaste term, moet ek hierdie tweekies met mekaar gaan maal. So ek moet gaan uitwerk, wat is 3 mal 2 x tot die mag 2. En 3 mal 2 geef my 6 x tot die mag 2. Alright, so dis basically hoe jy 3 term oplos. Alright.